Welkom by New Life. Hier is 'n bietjie van hoe ons dink oor kerk. Ons aanslag lê iewers tussen die Pinkster en tradisionele kerke. Ons dienste is modern, maar tog behou ons die mooi vanuit die tradisionele en charismatiese bewegings. Ons probeer om dit vir mense wat skepties is oor God of kerk nie moeilik te maak om Jesus te kan ontmoet nie. Ons skep gemaklike omgewings sodat mense oop kan wees om die waarheid van God se woord te verstaan en te ontvang. Ons aanbidding nooi jou uit om God te ontmoet en ons boodskappe is maklik om te verstaan en prakties genoeg om uit te leef. Geniet die diens saam met ons. Baie welkom by ons aanlyn diens. Ons hoop jy het 'n wonderlike tyd saam met ons. Heel moontlik is jy nog op vakansie, as jy een van die gelukkiges. Andersins is dit wonderlik om jou in jou huis te kan sien en dan so saam ons nuwe reeks te begin. Volgende week groot naweek, want ons staan ons eerste groot diens, dat almal van vakansie af terug is, net voor die skole begin. Ons weer is chaos, ons weet ons 'n klomp goed aan die gang, maar hou asseblief al ons aanlyn spasies dop. Daar is 80,000 afkondigings wat op pad is, opwindende goed wat gaan gebeur hier by die gemeente, maar eers net gaan ons begin met ons nuwe reeks, hierdie beginnersgids van 'n toekoms wat jy 'n goeie fondasie kan lê vir die jaar wat voorlê. So ons nou jou uit om dan saam met ons hierdie tyd te spandeer en reg net te weet die Here het 'n plan vir jou lewe hierdie jaar en hy is baie opgewonde oor wat jy gaan bereik saam in hierdie gemeente, in jou gesin, in jou gemeenskap met hom. Baie goeiemôre en welkom by ons heel eerste boodskap van 2025. Gaan 'n rukkie vat om daai gewoon te raak, gaan oral 2024 nog verkeerd skryf. Maar ons is besig met 'n nuwe reeks, heel eerste boodskap van die beginnergids om jou toekoms te voorspel. Interessante beginsel as jy dan dink, gewoonlik as ons praat toekoms, praat ons profesie, maar dis nie dit nie. Dis 'n paar praktiese idees en gedagtes om te sê dat, weet jy wat, as ek kyk na waartoe ek op pad is, hoe lyk die toekoms vir my? En ons doen dit nie baie nie, ons sê nie vir onsself dat, weet jy, my aandag moet gefestig word op dit wat voor my is. Ons glo vandag dat dit die Here is en dat dit nie een of ander mooi ompad is wat baie aanloklik besig is om jou te verlei nie. En dis wat ons vandag oor praat. Is daardie ompad. Daardie, kom ek kyk net 'n bietjie regs. Ons noem dit in Engels 'n detour. Ons almal was al op pad iewers heen gewees en sê, weet jy wat, ek weet as jy hierdie paadjie vat, is daar hierdie pragtige plaas, maar dan op die uiteinde het niemand 'n idee van waar die plaas is nie. En hier verdwaal ons. So die vraag vandag is dan om te sê, as jy na die beginnergids kyk van jou toekoms, is hoe lyk die ompad en hoekom is 'n ompad so mooi? Voor ons begin, kom ons sluit die oë en bid saam. Vader, ek bid dat in hierdie nuwe jaar ons so gefokus sal wees op U, dat in ons toekoms U sal wees. U die fokus sal wees. U wil die fokus sal wees en die Heilige Gees dat U ons sal lei om regtig so op die pad te bly. Om te besef dat ja, die ompad is aanloklik, maar dat U wil en U doel vir ons lewens soveel groter is. So Here, ek bid dan so vanoggend, vanmiddag, vanaand, wanneer ons dit ook al luister, dat U regtig so met ons sal wees in hierdie nuwe jaar, in hierdie nuwe pad wat ons besig is om te stap. Amen. Nou ons kyk vandag na 'n interessante storie van twee individue, en veral as jy kyk na die storie van Paulus en Stefanus. En hulle het altyd vir die Here geleef, maar ons sien die storie van Paulus het bietjie anders gelyk. Ons sien hy het hom toe nou later Saul geraak of Paul geraak of wat was dit nou weer of wat het hy gedoen? Hy het mos baie mense na die Here toe gelei, maar nee, as jy in iemand anders se storie luister, is dat hierdie Paul, ek onseker sy naam, maar ek onthou dat hy Christene vervolg het mos. So verwys jy nou na Paul of Saul of Paulus of Saulus, want dis twee verskillende stories, maar dis dieselfde persoon. Waar die storie van Stefanus is een van iemand wat sy lewe vir die Here gegee het en toe nou sy dood ook. So ons is baie keer in 'n storie in ons eie lewens wat ons nie seker is wie is ek in hierdie storie nie of hoe ken mense my nie. En Paulus, Paulus, sy storie is so dat hierdie pad wat hy gestap het interessant was, want hy het begin as iemand heeltemal anderster. Hy het die ander pad gevat, die aanloklike pad, die pad van status, die pad van waar die hele Joodse geloof, Joodse kultuur, Joodse nasie gesien het, maar hierdie is 'n regte man van God. Die Christen aan die ander kant het iemand gesien wat iets heeltemal anderster gedoen het. En ons gaan nou in die vers gaan, en die groot vraag is, hoe sou jou lewe anders gelyk het as jy die toekoms kon voorspel het? As jy presies geweet het, hierdie is wat sou gebeur het, as ek die volgende besluit gemaak het. Hoe sou jou toekoms gelyk het? Jong, ek dink daar was al 'n paar goed wat ek seker in belê of sou belê het. 'n paar besluite wat ek sou gemaak het wat vir my finansiële sekerheid sou gee. Ek dink meeste van ons is daar. Dan 'n paar verhoudingsbesluite wat ek anderster sou gedoen het.
en of anders sal doen, want as ek weet die besluite wat ek hier maak mense seer of nie, sal ek miskien die besluit anders maak. So, hier is soveel goed wat sou verander in my lewe, as ek geweet het, dit is wat dit na toe gaan lei. En ons sien die storie van Paulus, waar hy sekere besluite in die begin gemaak het, wat makliker was in sy kultuur, makliker was in sy status. En sien dan vir Stefanus, wat die reguit pad geloop het in ander besluite, want hy het geweet, die pad wat ek stap, lei na die Here toe. Waar Paulus aan die ander kant, het nie daai pad gestap nie. Gelukkig lees ons dan nou die Here om ontmoet. Maar ons kyk 'n bietjie na dit, en ek wil graag begin, voor ons lees, na 'n paar verskriklike wyse woorde, en is in Engels, en meeste van ons het al gekyk of gehoor van die verskillende, daar is, ek weet nie hoeveel movies al nie, van Star Wars. Jy het heel moontlik, ken jy daai liedjie al uit jou kop uit, en jy sing al daai woorde voor jou so op hardloop. So voor ons in hierdie storie aangaan, is daar die een sê ding. En as ek dink aan ompaaie, en hoe aanloklik dit is die, vir my altyd die bekendste ding wat na my gedagtes toe kom is, as jy nou in Star Wars kyk na the light side of the force and the dark side of the force. Ons almal ken daai storie van Luke en sy pa, waar hy nou in hierdie gesprek besig is, maar meeste van ons ken die wyse klein mannetjie Yoda, wat die volgende gesê het, if once you start down the dark path, forever will it dominate your destiny. En ons mis dit baie keer in ons lewens. Ons moet vir onsself begin sê, is dat hierdie ompad is 'n donker pad. En as ons dit eers vat, sal dit vir ewig ons toekoms gryp. As ons nie skuif nie, vir baie te lank sê ons, maar oor die ompad is baie mooi, maar ek vat eerder hierdie pad. Ons moet ophou met dit, want woorde maak saak, wat jy sê en wat jy glo en wat jy dink, en hoe jy iets aanspreek, maak tog 'n verskil. So as jy die hele tyd gaan sê, hierdie is 'n mooi pad, maar dis die verkeerde pad, gaan daai mooi in jou kop vassit. So wat ons moet doen is om te sê dat hierdie is 'n aaklige, lelike pad, wat my hele toekoms gaan gryp. Al lyk dit hoe mooi en hoe aanloklik, al is daar hoeveel finansiële, wat ook al is, of verhouding, of wat ook al dit mag wees, spreek dit aan as die donkerte wat dit is, want dit gaan vir ewig jou toekoms vat. So ons kyk dan nou in Handelinge 8 vers 1, en ek lees uit die Engelse vertaling uit, daai hele storie, die NRSV, is 'n baie letterlike vertaling, so jy is meer welkom om dit te lees, en ons sien hierso, in Handelinge 8 vers 1, is iets wat ons nie van Paulus baie lees nie. And Saul approved of their killing him. Nou ek sê dit weer en ek lees dit weer. And Saul approved of their killing him. Nou dink net in jou gedagtes, op watse pad moet jy wees om die goedkeur van moord, van iemand se lewe te neem te gee? Wat is daai pad? Hoe lyk daai pad? Dis 'n pad waar die omdraai of die ompad miskien baie mooi gelyk het. Maar dis 'n pad wat donker is, en ek dink in enige geloof, maak nie saak as jy nou in die Here glo nie, as jy in die Here glo, is dit een van die goed wat ons nie eers, jy gee jou lewe, jy neem nooit 'n lewe nie, maar in enige geloof is die neem van iemand anders se lewe, of die goedkeuring van dit, moet jy jouself vra, maar waar is ek in my lewe? Want die groot vraag is, hoekom kies mens dan hierdie ompad, as dit lei na jou goedkeuring van moord? Van moord. Maar dit lyk so mooi in die begin, en daar's 'n rede vir dit, want die regte pad lyk rof, en ons sien dit in Handelinge 6 vers 8 tot 15, ons kan nou saam lees oor die storie van Stefanus, en dat die ompad lyk mooi, want in die begin lyk dit verskriklik aanloklik, want die regte pad lyk wild en is moeilik. So, ons sing hier, so Stephen, full of grace and power, did great wonders and signs among the people. Then some of those who belonged to the synagogue of the freedmen, as it was called, Cyrenians, Alexandrians, and other of those from Cilicia and Asia, stood up and argued with Stephen, but they could not withstand the wisdom and the spirit with which he spoke. Then they secretly instigated some men to say, "We have heard him speak blasphemous words against Moses and God." They stirred up the people as well as the elders and the scribes. Then they suddenly confronted him, seized him, and brought him before the council. They set up false witnesses who said, "This man never stops saying things against the holy place and the law, for we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and will change the customs that Moses handed on to us." And all who sat in the council looked intently at him, and they saw that his face was like the face of an angel. So here's dan bietjie later, Acts 7 verse 59 to 60. While they were stoning Stephen, he prayed, "Lord Jesus, receive my spirit." Then he knelt down and cried out in a loud voice, "Lord, do not hold this sin against them." When he had said this, he died. Die waarheid van die saak is dat die ompad lyk makliker. As jy kyk na die storie van Stefanus,
is dat, en ons vind dit baie in ons eie lewens, as jy die regte pad stap, is daar teenstand, daar is 'n klomp skinnery, daar's 'n klomp valshede wat versprei word deur jou, en dit is nie lekker nie. Jy kan sê, ja, ek weet dis nie waar nie, maar dit is nog steeds nie lekker as mense oor jou praat, en veral as hulle leuns oor jou vertel nie. Maar die ompad is dit nie so nie. Die ompad omhels jy met oop arms, en dan maak jy deel van daardie gesprek. So die ompad is makliker. As ons kyk na daai vraag van, hoekom kies ons die ompad? Want hy lyk makliker. Die volgende rede is dit, die ompad vertoon homself as baie mooier. As jy kyk na die 10 gebooie, is dat daardie buurman se donkie lyk tog bietjie mooier as hy. Daai Hilux is 'n 2.8, joune is 'n 2.4. Dit 2.8 lyk mos bietjie lekkerder. En ons sien waar daai uitnodiging daar is van, moenie so Stefanus nie. Ja, hy het baie die Here gepraat en hy het wysheid in die gesig van 'n engel gehad, maar hy het daar gekniel terwyl mense besig is om te stenig. Nou, jy kan baie mooi lyk, maar ek sou eerder lelik lyk en nie deur klippe doodgegooi word nie. Want dit lyk tog makliker. Die ompad lyk net soveel meer eenvoudig. Maar die Here roep nie ons vir eenvoudigheid nie, hy roep ons vir heiligheid. Ons moet heilig wees, want Jesus was heilig. Hoe lyk Jesus se lewe? Nie maklik nie. Die groot vraagteken wat ons vir onsself moet vra is, wat is die effek van hierdie ompad in ons lewens? In Handelinge 9 vers 1 tot 2 lees ons nou van Saulus, of van Paulus later. Meanwhile, Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked him for the letters to the synagogues at Damascus, so that if he found anyone belonged to the way, dit is wat hulle die Christene genoem het, die weg, enigiemand wie behoort het aan die weg, baie mooi, men or women, he might bring them bound to Jerusalem. Dink net jouself die gedagteproses wat daar aangaan in Saulus se lewe. Wat hy glo in God, Jahweh, hierdie God wat na Abraham toe gekom het in liefde, die hele nasie gewys wat dit beteken om lief te wees, om te sorg, en nog steeds sê hy, maar gee vir my net, dat as ek iemand langs die pad kry, dat ek hulle gevangene kan neem. Die ompad lyk aanloklik. Hy gryp jou in en hy lyk maklik, en jy kan dink daai mag wat hy gehad het oor mense se lewens, hoe goed dit moes gevoel het, dat ek kan besluit wie ek gaan Jerusalem toe stuur. Maar ons sien dit nie in die begin nie. En dis hoekom dit so belangrik is om die ompad aan te spreek voor jy net die mooi raak sien. Ons moet ophou om te sê, maar die ompad lyk mooi. Ons moet ophou om te sê, die ompad lyk maklik. Ons moet dadelik sê, al lyk dit hoe mooi of hoe maklik, dit is lelik en is moeilik, want dit lei ons na 'n plek toe waar ons nie wil wees nie. Daar's 'n ander spreek wat is vroeër in die Star Wars deel, ons het nou van Yoda gehoor, maar ook 'n wyse ou Qui-Gon Jinn. Dit was nou Obi-Wan se meester, as jy meer vrae oor Star Wars het, kontak my persoonlik asseblief. Maar hy sê, to your focus determines your reality. Dis 'n verskriklike groot stelling, van waar fokus jy op? Fokus jy op die goeie pad, die regte pad, die moeilike pad, maar die geseënde pad, of fokus jy elke dan aan die ompad? Ag, maar die ompad is my, maar hierdie is, en dit bring weer tot daai voorbeeld, is as jy moet leer om te ski, of wat ook al dit is, moet jy fokus op die pad, nie op die mooi boom nie, want as jy gaan fokus op die mooi boom, en ek onthou dit baie mooi, toe ek net begin het in die bediening, was die hoofpastoor oor my, ons het motorfiets gery basies, wat jy nou net dink wonderlik is. So sendingwerk met motorfiets, dis net enige jongman se droom, en dit het baie gereën waar ons was, en 'n paar manne het bietjie gesneeuwel, en in een van die preke het nou, met ek dink so die tweede of die derde wat in die reën geval het, toe bring dit die voorbeeld na vore, is dat as jy op pad is, na, kom ons sê, Bybels uitdeel by 'n rally, daar is die draaie en is wonderlik, en met ons beginverhouding met die Here is dit so, dis die ervaring van, sjoe, Here, dit is wonderlik om hier te wees, en jy ry deur die draaie, en jy sien, hier kom die donderwolke, en dit begin reën, en dit is waar op 'n motorfiets het bietjie gevaarlik raak, maar jy ry stadiger, en so elke nou en dan lyk jy ompad mooier, okay, miskien, maar jy ry, en wat gebeur is, jy gaan gly, as jy sekere spoed om 'n draai gaan, en jy versnel op 'n ongeluk of iets gebeur, wat ons dan wil doen is ons wil stop, want ons dink dis wat gebeur, jy wil briek trek, want ek moet nou stop met wat ek besig is, want dit gaan my skade. So jy is op hierdie pad, daar kom teenstand en ewe skielik gly jou wiel. Wat hy sê is, jou belangrikste ding is om fokus. Kyk op, staan op, wys jou aanvatsel in die rigting waartoe jy moet gaan en gee gas. Wat ons baie keer doen is, ons doen nie dit nie. Ons vind teenstand en ons sê, dit is makliker hierdie kant toe, is makliker om te stop. So wat gebeur is, ons val. Wat ons moet doen is, ons moet kyk waartoe ons moet gaan, en ons moet gas gee.
druk deur hierdie. En die Here daag jou uit vandag om te sê dat jou fokus bepaal jou toekoms. En as jy in 'n ompad gaan fokus, dan gaan jy val. As jy daai brieke gaan trek, want hierdie pad raak te moeilik en dit raak gevaarlik, Here, en ek kan nie, Here, ek moet stop, is dit regtig die gevaarlikste ding wat jy kan doen, want jy gaan val. Waar as jy op hierdie motorfiets hierdie lewe is, en jy gaan om hierdie draai, en is wonderlik, en jou wiel gly, kyk op, fokus, wys in die rigting waartoe die Here wil gaan, en gee gas. So die vraag is dan, hoe kom ek terug dan op hierdie pad? As ek nou gesing het, dis mooi, dis maklik, en ek gaan op hierdie pad, en hierdie ompad het my fokus gesteel, hoe skuif ek dan terug? En ons lees dan in Handelinge 9 vers 3 tot 7. Now he was going along and approaching Damascus. Suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why do you persecute me? He asked, Who are you, Lord? Then the reply came, I am Jesus, whom you are persecuting. But get up and enter the city, and you will be told what you are to do. The men who were traveling with him stood speechless, because they heard the voice, but saw no one. Ons lees 'n bietjie vroeër dat Paulus, was op pad Damaskus toe om die mense van die weg te gaan vang. Ons lees dan nou dat op hierdie pad kom Jesus Christus in 'n lig en praat met hom. En as ons sê ons is deel van die mense van die weg, is daar dan die een ding wat ons kan doen as ons die ompad sing of ons gee tree na die ompad is om te fokus op Jesus Christus. Dis die enigste manier wat jy kan doen. Soos daai motorfietsryer wat nou hierdie nat kol geslaan het en besig is om te gly, is die enigste ding wat jy kan doen is op te kyk, op Jesus te fokus en gas te gee na hom toe. Hy is jou redding. Soos 'n kind wat in gevaar is en sy pa sien, is dit die eerste persoon wat hy na toe hardloop. So die uitdaging dan vir jou is om te sê dat ek sing die ompad, maar sodra hy lyk of hy bietjie mooi is, dan kyk ek vir Jesus. En ek gee gas. 2 Timoteus 1 vers 8 tot 10 sê, Do not be ashamed then of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Daai Paulus wat hier praat. But join with me in suffering for the gospel, relying on the power of God, who saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace. The grace was given to us in Christ, Jesus before the ages began. But it has now been revealed through the appearing of our Savior Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. En so vir die Here vir jou sê dat jy moenie, in die term is, wees onbeskaamd oor die goeie nuus van Jesus Christus. Raak deel van die weg, hy wie Jesus is, want hy wys vir jou, dit is waartoe jy moet gaan. Dis moeilik, dis nie maklik nie. Die storie van Stefanus, die heel eerste martelaar, leer dit vir ons. En die storie van Saulus leer vir ons iets anders. Ja, miskien lyk hierdie ompad baie mooi, maar dit bring jou by 'n pad waar jy sekere goedkeur in jou lewe wat onaanvaarbaar is. So ons idee is dan om onbeskaamd te staan en te fokus op Jesus Christus. In hierdie toekoms wat voor jou lê, vra vir jouself, waar is my fokus? Want my fokus gaan bepaal waartoe ek op pad is hierdie jaar. Dis eenvoudig. As ek wes gaan ry, gaan ek see toe. As ek oos gaan ry, nie. So in jou lewe ook, vra vir jouself, waar is jou fokus? Waartoe is hierdie voertuig van jou lewe gerig? En hou vas aan hom. En ek wil graag so dan vir jou bid in hierdie jaar, dat jou fokus op hom sal wees. Dat jou gedagtes gerig sal wees op die almagtige, groot, liefdevolle God, wie in jou pad staan en sê, ek is lief vir jou, volg my. Kom ons bid saam. So Vader, ek kom dan en ek kom bid u seën en u fokus, Heilige Gees, u leiding, sodat elke persoon wat hierdie kyk en luister, dat hulle waarlik so gefokus sal wees op u Here, dat die ompad sal val, dat daardie aanloklikheid in die naam van Jesus Christus gebreek sal word van die ompad, dat ons konstant gefokus sal wees op u wil in ons lewens. Dit wat goed is, aanneemlik is, daar waar daar seën is. So ek bid so vir elke persoon hierdie jaar, dat hulle so gefokus sal wees op hulle toekoms saam met u Here, en nie die ompad, wat baie aanloklik lyk, maar ons so op 'n verkeerde pad sit nie. En ek kom dank u dan, Here, dat u ons lei en by ons bly, en dat u genade so groot is, dat al baie keer ons die verkeerde trees gee, u nog steeds ons ontmoet op pad. Want u is goed en u is God. En ek bid dit alles in die heilige naam van u Seun, Jesus Christus. Amen. Die Here is my vesting,
Hy's my bron en hy's my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, en prys die Here, want hy is goed. O prys die Here, ons wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy's my bron en hy's my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy's my bron